Welkom by hierdie week se AMT Wildsoorsig. Ons gesels ons oudergewoonte weer met Franco. Baie welkom by ons Franco. Daar sê baie dankie. Ons was 'n rukkie af gewees. Ons het bokke gevang en jy was bietjie op vakansie. So nou is ons weer terug. Ja, nee, dis goed gewees. Franco, ek sien jy het 'n paar diertjies hier voor jou. Ons praat elke week oor die permitte en die frustrasie rondom permitte. En ek het net nou voor die tyd ook gesels. Ek wil gaan kyk wat is die voordeel om byvoorbeeld die permitstelsel te laat gaan of af te skaaf, moontlik wild na landbousektor toe te vat of na die departement van landbou toe te vat. Maar ek wil ook hê mens 'n bietjie gaan kyk vir as dit nou af is, as permitte nie meer daar is nie, is daar nie 'n gevaar vir die bedryf nie, as dit nie so gereguleer word nie. Johnny, ja, ons praat elke keer oor permitte, maar dis die frustrasie waarmee ons sit. Almal in die wildbedryf het 6 maande 'n jaar om inkomste te verdien. Die wildboer het tyd om sy diere te skuif, nuus in te kry, alles. Ons sit met die permitstelsel wat op hierdie stadium 'n groot kopseer is. Van provinsie tot provinsie verskil dit, maar ek het jou genoem, een in 'n Limpopo kantoor is 3 weke agter met aansoeke en hulle het gister tot 2 uur 114 nuwe aansoeke gekry. So dit is probleme wat daar is. Ek sê nie dit is die personeel nie, ek sê nie dit kan baie noem. Ek dink daar's dalk 'n tekort aan personeel in sekere tye en ek dink die goed moet meer gestreamline word, sou ek dit so noem. So ek dink dit is die probleem. As ons net verduidelik, dis hoekom ek hierdie klomp speelgoed het vir jou seentjie om mee te speel eendag. 'n Varke bees hierdie wat hier staan, kan ek op my bakkie laai en ek kan hom veiling toe vat. Ek kan die beeste bek en sien hulle is skoon. Daar gaan ek ry hom en ek verkoop hom, vanaand het ek my geld. Nou wil ek hierdie diere hier aan my regterkant verkoop, enige van die wilde diere. Kom ons vat nou maar die zebra of ja, kom ons vat die zebra is nou amper hy kry nie back and closure, maar nog steeds hy moet deur die protokol gaan. Nou moet ek 'n toestemming kry van 'n staatsveearts af. 'n Brief sê wat my plaas is skoon van back and clow. Okay, nou kry ek die brief. Dit vat niks minder as 'n week na 2 weke toe. Daai mense is besig met inentings. Hulle is nie op kantoor nie. Ek verstaan dit. Ek het gisterand 7:15 regtig 'n oproep gekry van een van die staatsveearts self wat net duidelik het gehad het oor 'n skei wat ons doen. So dit vat jou 'n week of 2. Nou vat ons dit Limpopo toe, van Noordwes Limpopo toe. Limpopo het 'n omdraai tydperk van 21 dae. So nou is ons al meer as 'n maand. Nou kom hulle op 21 dae sien, okay, maar een van jou permitte is goed kort of daar's hulle aanvaar nie meer die ding. Dan gaan jy terug, dan stuur hom vir jou terug, so dit wat weer 2 weke. So ons is en dan stuur hom terug en is weer onder in die pakkie. So gou-gou is jy op maand en 'n half, 2 maande om 'n uitvoerpermit te kry uit Noordwes uit. Nou moet ek by Noordwes om invoer of daar by hulle invoer en hier uitvoer te kry. Dit vat jou nog 2 weke. Soos 2 maande voor ek 'n dier kan skuif in die huidige situasie. Ek dink dit is nie regverdig teenoor die wildboere, ek dink dit is regverdig oor die. As jy vat, ons bly in Potch. Nou sê jou dogter of jou seun op die universiteit, pa, ek het 'n funksie, ek kort geld. Ek laai die skaap of ek koop hom. Daai gaan ek hom sê sorry, ek kan nie gaan nie. Want dit vat my 6 weke minimum om 'n permit te kry. So ek dink dit is jou eie diere tog. Yes, dit wel asof dit 'n staatsbesitte dier is wat nou maar net loop op jou grond en jy moet dit nou skuif nie. Dit is tog jou eie eiendom en jy moet tog met jou eie eiendom kan handel dryf soos wat jy wil. Ja, dis wat ek sê. Hier het ek die privaat besitreg, wat privaat besitreg is. Nou koop ons 'n stuk grond, ons gaan beeste boer. Al wat ek nodig het, die plaas moet omheen wees, dat my beeste nie by die buurman loop nie. Dis wat daar is. Nou sien ek maar my buurman het wild. Hy maak 'n paar randjies, okay, ek wil ook wild hê. Regulasies, jy wil jou wild binne hou, so jy moet die drade span. Eerste plek is reg. Nou moet ek van Natuurbewaring gaan vra, mag ek asseblief bokke aanhou? Hulle kom kyk ook en jou drade is reg. Nou betaal ek Natuurbewaring om vir 'n permit te gee dat ek kan diere aanhou. Nou gaan ek veiling toe. Nou koop ek die diere op die veiling of privaat. Nou moet ek weer aansoek doen vir 'n permit om daai diere op my grond te kry. Ek betaal weer. Nou kom die diere aan. Hulle teel nou mooi. Nou besluit ek, okay, ek wil gou van hierdie diere dan vir jare 'n bietjie verkoop. Eerste plek, gaan Natuurbewaring toe. Mag ek my diere verkoop? Ja, jy mag. Okay, daar sê. Nou betaal ek weer vir 'n permit om die diere na jou byvoorbeeld toe te skuif. Jy moet ook 'n permit hê om te betaal. En dit waaroor dit gaan, daai tydperk wat verloop. En as jy gaan kyk na hierdie privaat besitreg, het ek nogal redelik gaan navors en gaan kyk na. En ek sal graag die advokate en die ouens wat slim is daarbo, die regs. Ja, ons is nou nie regskenners nie, so. Nee, dis hoe ons wil hierdie, dit wil ons uitklaring kry hoor. En ek vra asseblief, die ouens wat hierdie video kyk vandag, stuur hom van wyd en suid, want dit raak ons almal in die wildbedryf. Asseblief. As jy gaan kyk wat privaat besitreg, gaan dit lees. Privaat
besit verwys na die reg van 'n individu om privaat groepe eerder as die staat, regering of omeinde of bates produksiemiddels te besit. So dis privaat besit. So ek het hierdie diere gekoop, dis myne. Ek het hierdie diere gekoop, dis myne. Hier is heeltemal stel ander reëls vir hierdie. Hier is stel reëls vir hierdie. As jy gaan kyk na die eienaarskap, ons het hulle gekoop, albei is nou myne. Dit behoort nie aan die staat nie, dit behoort aan niemand nie, dit behoort aan my. Vrye mark sê ek kan hierdie gaan koop waar ek wil. Hierdie is ook vrye mark, ek gaan verkoop waar ek wil met sekere voorwaardes. Nou as jy terugkom, nou gaan dit na die beheer toe wat vir my die krisis is. Hierdie kan ek oplaan gaan verkoop. Hierdie besluit aanhou vir my. Wanneer ek kan hulle verkoop? Hoe kan ek hulle verkoop? Wat moet ek betaal om hulle te verkoop? Hoe moet ek hulle skuif? So, dis die vraag wat ek het. Is wild regtig 'n privaat eiendomsreg? Is dit 'n privaat eienaarskap? Het ons regtig privaat eienaarskap oor wild nodig? As iemand anderster, die regering heeltyd kan besluit hoe ons die diere moet skuif en waarmee ons dit moet skuif. Franco, onder watter omstandighede keer hulle nie permitte goed? So wanneer keer hulle jou permit af as jy hom nie oor provinsiale grense mag skuif nie? Johnny, in my 21 jaar in hierdie bedryf het ek nog nooit 'n permit geweier nie. Nog nooit nie. Altyd is 'n permit net 'n papieroefening. Is 'n papieroefening wat in 'n kas gegooi word en vergeet van word. Hulle het altyd gesê hulle doen dit om te kyk waar gaan die spesies heen en wie Ek wil koop. eintlik hoor, is dit nie intelling, is daar nie seker wat is die risiko as die permitte weg is? Ja. Daar is nie 'n risiko nie. Daar is nie. Dit gaan vir my oor hierdie mishoop scenario. Ek wil tog net beheer hê oor dit. Natuurbewaring het ons al 'n keer gesê, dis nie hulle werk om privaat wilde diere te beskerm. Dit is nie sy werk. Hy moet die parke gaan beskerm en daai goed. Hy het die mannekrag vir sulke goeders. As ek hierdie diere gaan koop, dit kos my 'n klomp geld om toe te span 'n plaas te koop, die diere daar te kry, hulle op te pas, kos te gee. Ek gaan mos nie my diere laat verwaarloos en 'n dom boerderybesluit maak en inteling en sulke goed toelaat nie. Dit maak ons nie ekonomies sin nie. Ons praat heeltyd oor ekonomie, omrede ons kyk baie na die pryse en sulke goeders. So ekonomies sin om dit wild te boer as gevolg van daai krisis teenoor hierdie is 'n risiko. Ja, en jy gaan in elk geval wildseining wil opsit want die diere gaan uitkom net met gewone heining. So en as jy die pryse wat ons gereedelik deurgee, as jy dit betaal vir wild, gaan jy in elk geval jou heining reg hê. Jy gaan in elk geval jou infrastruktuur op die plaas reg hê om seker te maak jy kan die diere hanteer. Dis maar soos beeste skaap. Jy gaan dit nie musiek koop as jy dit nie kan hou op jou plaas nie. Ja, en om nou permitte vir dit te hê is nogal krap my kop oor dit, maar ek is net nuuskierig waar die permitte ontstaan en hoekom het permitte eintlik dan nou hoekom is soos in hierdie permitstelsel en as ons met dit wegmaak wat ons hopelik kan vryhandel en ons kan die bedryf lekker groei en ek dink ons kan baie addisionele ekonomiese waarde uit dit uitput as ons dit kan regkry. Ja, mens moet net gaan kyk wat is die risiko rondom dit. Ja, ek dink kyk hierdie reëls is geskryf toe eiendomsreg op wild ingekom het en vroeër 90's daar ons reg is hierdie goed in plek geskryf en toe is die regulasies geskryf en goed. Ek dink daar moes 'n mate van beheer kom, maar ek dink ons is verby daai ding. Op hierdie stadium in Suid-Afrika gaan alles oor menseregte. Almal het 'n reg. Jy vat my reg om met wild te boer weg. En ek dink as jy dit gaan kyk tussen daai opsig en ja, weer eens ek vra die regsgeleerdes om ons te kontak asseblief. Jy wat plot het. As jy wil 2 blesbokke aanhou, hoekom nie? Jy gaan hulle nie verwaarloos. Jy gaan kyk hoe lyk diere, beeste en goeder word hulle verwaarloos. Dis hoekom die SPCA en daai ouens daar is om 'n doel te handhaaf. Ek gaan nie my diere waarvoor ek baie geld het betaal het. Kon sê neglect nie, dis ekskuus vir die Engelse woord, maar hierdie is vir my krities. Ons moet regtig daarna kyk en ek vra regtig hulp in hierdie situasie. Ek dink is een van my groot dryfvere wat ou sê altyd los. Ek wil hierdie ding, hulle moet my kan verduidelik hoekom is dit nog nodig. So die departemente kan reageer, almal kan reageer. Omgewingsimpakstudies word gedoen word. Ek praat verstaan, as jy wil sekere wildspesies aanhou, jy gaan nie 'n rouen aanhou in Natal by die nat klimaat nie. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan self sien dit werk nie. So jy moet elke dier op sy omgewing gaan boer. Dis waarvoor ek sê, dis 'n boerdery, dis nie iets anderster nie. Ja, en ek dink dis wat die permitte seker probeer bestuur. Maar jy weet ons nou, ja, sekere beeste, skape, bokke gaan in sekere areas beter aanpas, beter funksioneer. Byvoorbeeld skape bietjie meer siekte druk as jy na Natal toe gaan, maar hulle pas weer baie beter in Karoo aan waar bees nie noodwendig die voedingsware genoeg is om nou weer beeste aan te hou nie. Ja, en ek dink dit is wat 'n mens dan nou net moet gaan bestuur. Ek weet nie, ek dink die boere, as jy dit gaan oopmaak, gaan dit self bestuur word en effektief bestuur word. Dit is nodig om weer 'n permitstelsel te bestuur nie. Ja, dis wat ek sê. Hier is die kameelperd. Jy kan 'n kameelperd in die
Karoo gaan aanhou waar nie 'n boom is nie. Hy het sy plek en ek dink niemand is dom genoeg om dit te doen nie. So maar ek sê, jy vat my reg. Kom ons vat nou ek laai by jou 'n bok. Nou sê ek, dis jou bok. Die wet sê dis jou bok. Ek het hom by jou gekoop. So ek het eienaarskap gevat, jy het eienaarskap gevat. Hoekom moet ek 'n permit hê om daai dier te ry? En ek gaan vir jaar, daar's baie ouens wat dit doen en ek kry daagliks van die wildvangers, die ouens wat die wild werk, klagtes oor dit. Dis daagliks wat ouens my bel en sê Franco, help ons asseblief, ons sukkel. Gaan mense dan 'n beter identifiserings stelsel moet kry want beeste, bokke, skape, identifisering van plase, van eienaarskap op hulle. Gaan mense dit dan amper moet implementeer in die wildbedryf. Hierdie goed kan jy in 'n kraal jaag. Hierdie goed kan jy in 'n kraal jaag om hulle microchip of 'n tag of wat ook al in te sit nie. Yes. Verstaan? So jy kan nie. Ek sien net verantwoordelike bestuur in boerdery het te krities geword. Jy kan nie meer 'n fout maak aan boerdery nie. Kyk wat sit ons nou, wat maak die dieselpryse het geen beheer het oor nie op die boerdery se effek nie. Maar hoe gaan jy dan die hoe kan ek sê as diere gesteel word byvoorbeeld, hoe gaan jy dit dan monitor om te sê okay, hierdie is nou my sable, maar ek het hom nie verkoop nie. Is dit nie iets wat 'n mens dan nou moet of identifiseer voor hy dan nou ry of iets? Ek weet nie, ek dink nou maar net aan ander maatreëls wat 'n mens in plek kan stel om seker te maak. Byvoorbeeld iets soos diefstal word dan kan gemonitor en beperk word, ja. Diefstal of wild op wat gepouch word, noem dit nou maar so, is moeilik bewysbaar. Jy moet die ou vang, jy kan bewys dis jou bok. En gewoonlik gaan hulle het hom op die langplaas geskiet. So dit behoort aan die staat. So die staat maak die saak basies. Jy kan nie regtig as individu nie. Dis hulle met die hondejag, onwettige hondejag. Al daai goeie speel 'n groot rol. As jy gaan vat bure met die mooiste wildtuinings, gebeur daar iets elande hardloop deur die draad. Buurman links het nog nooit die eland gehad nie. Hy sê vir daai buurman dis nou sy elande. Daar moet bewys is sy elande. Dis 'n lang hofproses. So om eienaarskap van wild oor die algemeen te bepaal is baie moeilik. Verstaan, tensy jy nou gemicrochip is of 'n tag, dis maar jy kan dit weer vir die jagmark aanbied nie. So dis 'n moeilike ding om te bestuur, maar ek dink regtig as dit my diere is, gaan ek hulle oppas. En ek dink dit as jy gaan kyk na al die terug gaan na hierdie wetgewing wat sê wat is privaat eiendomsreg, is hierdie nie privaat eiendomsreg nie. Mense kan met my verskil soos hulle wil. Ek sê net as ander mense moet besluit wat jy met jou produk moet maak, dan het jy nie eienaarskap. Jy kan jou kar gaan verkoop aan wie jy wil. Jy het hom gekoop. Hierdie kan jy nie. Jy moet toestemming vra om die ding te skuif. Jy moet daai ou moet toestemming kry. Ek praat nie eers van die back and closure nou nie, net in die gewone vrye markstelsel. Hierdie is nie 'n vrye markstelsel nie. Wat dit vir my kommerwekkend is dat jy en jou 21 jaar in die bedryf nog nooit 'n permit gehad het afgekeur is nie. Want vir my tog is, dan moet tog iewers sê oor okay, hierdie dier mag nie so toeskei of hierdie mag nie so daar moet tog 'n rede wees om die goed te beheer. Dalk as jy net baie goed in jou permitte wat jy op die regte diere wat jy in die regte plekke toeskryf, maar as 'n mens daai permitte nie of as dit afgekeur word noodwendig nie, dan is dit net iets wat tyd vat en iets wat onnodige red tape in die industrie veroorsaak. Die oorspronklike wetgewing en ek staan weer kan korrigeer word. As ek vrystelling werk op 'n 400 hektar plus stelsel, drade is reg, jy kry 'n permit vir hom. Dis 3 jaar tot wat was 5 jaar, ek dink dit is nou 3 jaar, maar kom ons praat onder korreksie. As ek het en jy het die wet gesê ek kan daai diere skuif want ons het 'n permit. Maar nou jy het gesien maar hier's nog 'n paar rand te maak. Onthou ek betaal vir elke permit wat ek aansoek vir. Kry die staat of die provinsie geld. Ek dink dit daai loophole. Dit is nie 'n loophole nie, maar dis die wet wat so, maar hy's verander met der tyd. Goed is ingebring sonder om publieke deelname te doen. Niks van deesdae meer 'n wet word as nie publieke deelname. As ons kyk na die back and claw regulasies, ek wil dit ook net noem. Back and claw is een van die goed wat die vinnigste in die lewe verdwyn, as ek in my lewe nog gesien het. Ek hoor nie meer van back and claw nie. Niemand weet van dit nie. Ek sien die minister het nou dag weer 'n klomp diere gaan en dat in die Botswana grens met hy met sy pakkie aan en die res sonder beskerming, maar ja, maar back and claw is net weggeraak. Ek weet of die mense dit mee aanmeld nie, want hulle is bang vir daai beperkings op hulle diere. Wild kry dit, baie meer as hierdie. Daar is gevalle wat sê wat wil dit gekry het, maar almal het herstel. En ek sê nie dit is die groot die buffels bly ek altyd sê en die buffelboere, ek het self 'n paar buffels. Dis my grootste kommer. Hy het sy riglyne. Bly daarby. 'n Buffel het sy redes hoekom hy skoon buffel is goeders. Nie een van hierdie ander diere het vir jou risiko nie. Nie een van hulle nie. Ten opsigte van 'n olifant kan jy nie onder 3000 of 5000 hektaar aanhou nie. Jy kan nie. Dit is
dit is ekosisteem wat jy gaan sê, jy mag dit nie doen nie, verstaan. So, die res is oop, renoster, daar's 'n renoster ook. Hy het sy riglyne, vir sy eie beskerming. Maar, kameelperde, zebras, rooibekudus, daar's legio in Suid-Afrika. Inteling gaan nie maak dat, om hulle te keer, 'n permit gaan nie keer, dat hy skuif of nie, of hy gaan inteel of nie. Dit gaan oor die dominante dier in die trop. Baie dankie Franco, baie dankie vir jou tyd vandag. Weer eens baie insiggewend gewees en kom ons hoop ons kan 'n verskil maak tot die beter. Ek hou van 'n vrye markstelsel, ek is altyd oop vir 'n vrye markstelsel want ek dink in 'n vrye markstelsel sal jy sien watter ekonomiese sisteme werk en watter werk nie en die sisteme sal eintlik vir jou dit dan bepaal. So ons hoop ons kan dit meer in daai rigting druk en ja, dalk so 'n bietjie 'n paar mense beïnvloed rondom dit. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie, ek wil net sê, kom speel in ons dieretuin, word deel daarvan en die regsouens kom terug asseblief help ons met hierdie situasie. Ek dink dit is noodsaaklik dat hierdie omgewing verander.